Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug, dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Doreen Loubser sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin vanoggend met die spoegende generaal. Ja, ek sal sê kom ons begin met 'n reg Suid-Afrikaanse storie en dit is die weermag wat na bewering 'n bedrogspel van R100 miljoen onder die mat gevee het vir 'n generaal-majoor en haar 2 mede-beskuldigdes om te kan aftree en sodoende hulle pensioen en voordele te kan kry. Nou die dame op die foto wat julle op die skerm sien is nou bekend as die spoegende generaal-majoor Nontobeka Mpaka. Nou sy is die een wat glo rantsoenpakkies versprei het deur haar maatskappy en niemand weet eers of hierdie pakkies afgelewer is nie, maar miskien kan julle sê hoekom sy die spoegende generaal-majoor is, dan sal ek verder gesels oor haar uitmuntende loopbaan by die weermag. Ja, sy het een van haar medewerkers, sal ek mens maar sê, hy het 'n klag teen haar gaan lê. Een van haar ondergeskiktes, een in Milan. En sy het hom toe laat vasvat, kan die mens nou maar sê, in die poging is sy arm gebreek, hy het beserings opgedoen en toe hy ondersoek word deur die dokter, toe storm sy daarin, neem foto's, gulp hom, skree, intimideer hom nog verder en spoeg op die grond langs hom en sê, sy haat wit mense. Nou dink 'n mens, dis nou, jy's veronderstel om vir almal te beklei as 'n generaal, maar dit is nou jou reaksie. Ja, en daai man Melanie toe is soveel eis gemaak en die destydse minister moes toe meer as R500.000 uitbetaal. So daarna is sy hegtenis geneem omdat sy na bewering dronk was. Die dossier het verdwyn en toe kry sy 'n bevordering. So dit is net 'n vinnige agtergrond, maar as ons terugkom na die bedrogsaak, die weermag volgens wet is verplig om 'n saak te ondersoek wanneer daar 'n prima facie bewyse is teen mense. Nou, daar word beweer dat sy en haar 2 mede-beskuldigdes in die rantsoenpakkie saak doelbewustelik die saak probeer uitrek het totdat hulle die ouderdom bereik het om te kon aftree. So, hulle skorsing is nou gelig deur die weermag. Baie, soos ek sê, reg Suid-Afrikaanse storie. Dit maak my warm onder die kraag. Jy moet net dinge uittrek van 2017 af tot nou, en dan kom jy weg met 'n dik pensioen. Maar nou ja, kom ons praat oor mense wat regte skade gelei het, hierdie keer nie deur 'n generaal nie, maar deur die weer. Ja, hierso in die Oos-Kaap het ons vroeër die maand sulke eienaardige wolkbreuke gehad oor sekere plekke, van Graafry net tot in die Langkloof. Nou, die boere sal weet, die Langkloof is bekend vir heerlike appels en pere en lemoene en nartjies. En die boere daar in die Langkloof, daar by Joubertina en ook in Nol, vir die wat nog nie van Nol gehoor het nie, dis daar in die hartjie van die Langkloof, het baie skade gelei. Ons praat hier van tonne en tonne appels wat in die slag gebly het en dit gaan 'n langtermyn gevolge ook hê. Die boere sê daar dat groot bome is ontwortel en ook van die jong bome wat geplant is, gaan nou langtermyn skade veroorsaak omdat daai bome ook vernietig is. So dis jammer vir die boere daar in die Langkloof wat reeds onder die moeilike droogte gebuk staan. Absoluut. Dan Doreen, 'n vrou klik op haar man. Ja, die polisie op Jeffreys Bay het 'n waarskuwing uitgestuur so 'n paar weke gelede van iemand wat homself as 'n polisieman voordoen en werk aanbied by die polisiestasie op Jeffreys Bay in ruil vir geld. Jy moet geld betaal vir hierdie werk. En die polisie het gesê asseblief, hulle sal nooit so iets doen nie en hulle gaan die man vang wat op WhatsApp hierdie bedrogspel beheer. En toe het sy vrou hom gaan verklik. Nou hy verskyn vandag in die hof, omdat hy 'n polisieman, homself as 'n polisieman voorgedoen het. En die rede hoekom sy vrou hom na bewering gaan verklik het, is sy het uitgevind dat hy op haar gekil het. Ai, so dit wys jou net nie hoe jy jouself eerder net jou spore moet toevee as jy dan nou maar so skelm wil wees. 'n aardige storie, Doreen, en ek dink ook mense moet versigtig wees. Ek dink daar's so baie stories al buite van mense wat geld vra vir iets waarvoor jy nooit in jou lewe eintlik moet betaal nie. So jy is nie voorstel om te betaal as jy aansoek doen vir werk nie.
Nee, niemand ooit moet val vir so iets nie en dit gebeur gereeld. Geen werksplek, veral ook nie die regering sal ooit vir jou 'n pos aanbied in ruil vir gawes of gunsies nie. Glad nie, jy moet nooit daarvoor val nie. Ja, en moet nooit jou vrou kwaad maak nie. Dis ook 'n ander ding wat ek eet kry. Maar moet 'n mens ook dis nie die enigste scammer wat in daai area is nie. Nou moet 'n mens 'n bietjie praat oor die Oos-Kaap, die man wat by die lughawe gevang is. Kyk, die valke soek nou al 10 jaar lank na hierdie man wat betrokke was by 'n baie populêre bedrogspel hier in die Oos-Kaap. As ek sê populêr, dit is iets wat ook onderwysers teiken. Veral diegene wat naby aan aftree ouderdom is. Nou hierdie man het na bewering 10 jaar gelede vir hierdie onderwyseres gesê, haar voorvaders het gesê sy moet bedank en haar geldjies belê en toe is die man skoonveld. En hy is toe nou op OR Tambo in hegtenis geneem, soos wat hy die land ingekom het. En dit is nou na 'n dekade en hy is nou agter tralies en sy saak is uitgestel tot die 26ste van dese maand wanneer hy vir borgsal aansoek doen. Ek dink nie hy gaan daar baie suksesvol wees nie. Skokkend. Dan, wees maar versigtig as jy besluit om tok-tokkie te speel. Ja, dit het nou nie De Zalse landgoed gebeur in Stellenbosch. Ons weet dit is 'n baie veilige plek. De Zalse baie bekend vir baie verskillende redes. Nou is daar 'n klomp kinders wat in Desember maand tok-tokkie gespeel het. En hierdie man op die skerm het na bewering een van die kinders gevang wat aan sy deur geklop het en hom aangerand en na bewering sy sleutelbeen gebreek. Nou die staat het glo 'n bietjie gesloer om hom in hegtenis te neem, maar hy is nou in hegtenis geneem en hy is uit op borg en hy kon nie vir kommentaar bereik word nie. Maar ek wil nou nie hier kinders oor die vingerstuk wat tok-tokkie speel nie, maar wat die man gedoen het of na bewering gedoen het is nie reg nie, maar ons lewe ook in 'n tyd, maak nie saak waar jy bly nie. Tok-tokkie is iets wat in die verlede moet bly. Ons kan nie meer daardie speletjie speel nie. Ek dink ek het op skool laas tok-tokkie gespeel en dit was in die 80er jare. Dis omdat jy ouer is. Die kinders speel dit nog steeds. Dis eintlik nogal van. Ek het dit ook al 'n bietjie gespeel so jare wat gelede. Maar ons sal nie daaroor praat nie. Ek het wel gewonder toe ek hierdie lees, is dit dat ons misdaadsyfers, en ek maak glad nie verskoning vir die man se aksies nie, so hoor my mooi, maar ek het gewonder, is dit omdat ons misdaadsyfers so hoog is, dat mense half die hele tyd op hulle hoede is, of vol spanning is, dat enigiets, ek sê nou klein, soos iemand wat aan jou deur klop en jy tok-tokkie speel, 'n reaksie ontlook. Ek dink dieselfde met padwoede, verstaan, hoekom sien ons so baie padwoede ook? Goed, maar as jy dan 'n kind vang wat tok-tokkie speel, Nee, en jy ek weet hy het aan jou voordeur geklop, en die kind is 14 jaar Ja, oud, ek sê ja. en jy gryp hom dan, en jy slaan hom dan op so 'n manier dat sy sleutelbeen breek, Ja, dis- dat hy mediese hulp nodig het. Jy sê vir hom, probeer nou hardloop, het hy vir hom gesê. Daar's nie 'n verskoning nie. Ja. Daar's nie 'n verskoning nie. Maar nou ja, nou wat ons praat oor hommeltuie, daar is nou al hoe meer en meer hommeltuie in die wêreld, en ons weet groot maatskappye en selfs in die landbou word hommeltuie standaard gebruik, maar daar is nog steeds 'n sensitiwiteit wanneer 'n hommeltuig sommer in jou erf invlieg. Dis reg, ja. In Ladysmith in KwaZulu-Natal is daar nou 'n raadslid wat beswaar aanteken namens sy wijk oor 'n hommeltuig wat in mense se tuine rondvlieg. Nou daar is 'n hommeltuig wat bekend is aan die wijk want dit behoort aan Transnet en hulle bespreek deurgangs met Transnet die beweging van die hommeltuig wat na hulle infrastruktuur kyk. Nou is daar 'n tweede hommeltuig wat niemand weet aan wie dit behoort nie, wat nou glo in mense se tuine kom rondloer en dit is onwettig. Daar's baie mense wat hommeltuie het as 'n stokperdjie, maar daar's ook baie wetgewing en baie mense met hommeltuie voldoen nie aan hierdie wetgewing nie. Nou het hierdie mense gedreig, hulle gaan hierdie hommeltuig afskiet. Nou wonder ek, hoe skiet jy 'n hommeltuig af? Versigtig en akkuraat. Ek gaan nie sê, ek het geen kennis van sulke aksies nie, moet ek sê, maar ek weet daar is mense wat hommeltuie al afgeskiet het. Maar tog die persoon wat dit beheer, kan tog sien as iemand kom daarvoor en dan is dit soos 'n kat en muis speletjie. Ek weet nie, dit sal net interessant wees om te sien hoe skiet jy 'n hommeltuig af? Gooi jy hom uiteindelik met 'n tuinstoel of
Want jy kan tog nou nie 'n vuurwapen gebruik nie, maar ja, hommeltuie is ook hier om te bly. Daar's goeie voordele, maar daar's ook slegte dinge aan hommeltuie. Ja, dit is vreemd wat die mensdom vandag doen, verseker. Of dit nou is hommeltuie, jy weet daar wel nie moet wees nie, mense wat hommeltuie afskiet. Mens weet net nooit. Maar okay, kom ons gaan na nuwe insekspesies toe. Ja, dis nie altyd wat jy hoor van 'n nuwe spesies wat ontdek word nie, en hoewel ek nie 'n gogga liefhebber is nie, is daar 'n nuwe insekspesies ontdek op rigtersvlei. Kyk net hierdie oulike karnallie. Dit is 2 wetenskaplikes van Italië en die Tsjechiese Republiek wat hierdie gogga ontdek het. Hy kom meestal in die aande uit en hy lewe in die grond. Nou, hulle het dit na sandparke vernoem om sandparke te vereer vir dit wat hulle doen vir bedreigde spesies. So hierdie oulike ding se naam is Richtersveldila sandparkensis, wat ek sekerlik verkeerd uitgespreek het, maar ek dink ons moet vir hierdie dinge oulike Afrikaanse naam kry. Dis 'n baie interessante goggatjie om te dink daar is nou plekke wat ons nou nog nie so diep omgekrap het dat ons kon goggies kry nie. Hierdie is 2 buitelandse insekkenners wat die gogga gekry het in die Rigtersveld. Maar daar's baie plekke in die Rigtersveld om mense nog nie ordentlik gestap het nie, so dan maak dit half sin. Dis lekker om te weet, daar is nog iets onder die son van die skepping wat ons nie van weet nie en wat ons nog steeds moet byleer. Dit's lekker om te weet. Dit is ook lekker dat mense belangstel daarin. Hoe sal dit nou wees as mense nie in hierdie dinge belang gestel het nie, want dit is baie interessant. So ja, 'n nuwe gogga, maar ek hoop nie ek kry hom ooit by my huis nie. Ek hoop hy hou hom by Rigtersvlei. Kleinharige maniertjie. Maar nou ja, kom ons sluit af met rekordsoene, 'n wêreldrekord. Ek weet nie of dit vir lekker is of hoeveelheid is nie. Wat is die rekord voor? Wel, dit is eintlik 'n rekord wat deur Guinness opgestel is verlede jaar in Augustus, maar nou met Valentynsdag het hierdie video skielik soos 'n veldbrand versprei. Dis 'n Britse egpaar wat hierdie rekord gebreek het. Jy moes pikswintjies op die wang gee binne 30 sekondes en hulle het 146 swintjies gedoen. Nou as jy die video kyk, Wat? dit is sy meisie of vrou, dit is nie 'n vreemdeling nie, en dit is aardig om te sien. En dit is dopgehou deur die mense van Guinness Records, want jou lippe moes weg van die wang en terug op die wang. So party van die soene is gediskwalifiseer, ek moet bysê, maar op die ou ende was dit 146. Hy pak soos 'n hoender. Genade tog, Dorien. Baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Okay. Dit is Dorien, loop vir lekker lag sy nou. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.